Hierdie is die Via Kanaal en hierdie is Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts en vandag in jou sport het ek die voorreg om met Swem Suid-Afrika se president Ellen Fritz te gesels. Ellen, baie dankie vir die vroeg opstaan, soos ons vir al ons gaste sê. Baie welkom by ons. Baie dankie vir die welkom. Kom ons begin aan die begin. Hoe staan sake by Swem Suid-Afrika op die oomblik volgens die man in beheer? Arnold, ek dink Swem is in 'n baie bevoorregte posisie nommer 1, nommer 2. Ons atlete is regtig op die beste wat hulle gewees het in baie jare. Inteendeel, ek neem dis die beste. As jy kyk na die wêreldkampioenskappe waar ons in Singapore was, uitstekende performance vir ons atlete. As jy die wêreldbeker reeks volg in Amerika, redelik goed. Ek meen daar's nou 3 medaljes, so ons voorbereiding vir 2028 in Los Angeles is natuurlik nog 'n paadjie om te stap, so Statebond spele is belangrik vir ons as 'n mylpaal, maar belangrik is om atlete te kry om te kwalifiseer by ons nasionale kampioenskappe in Port Elizabeth. Of course, it all works through a certain program. There's your high performance program. Tell us about that. Just give us some insight for our viewers how that works. Yes, I think most probably you've been around swimming for a very long time. Our high performance plan is a plan that's been coming since 2002. You would recall 2004 Athens was the last real medal delivery outside of South Africa. All medals after that were produced in our country, and that's a very proud record for us. We have an integrated plan, a squad system from junior elite, senior elite, on all our disciplines, from swimming to open water swimming and so on. And the driving force behind that is to make sure that the long-range planning, now to produce an Olympian doesn't happen overnight. It takes about 3 to 4 cycles, Olympic cycles, and it's a lot of investment. So the backdrop for us in our quest for excellence and to remain the number 1 federation in our country in terms of podium performances is, of course, facilities is very poor. So, but nevertheless, we shoulder on. The plan delivers right from zonal or regional to continental to international competitions, clearly identifying the strengths of an athlete to participate at which competition. And that is monitored by a Dean Price, our performance manager. And it's working for us at the moment. The one missing element in our high performance strategy is, of course, funding. And that was going to be the next question. Hoe moeilik is dit op die oomblik om geld te kry by korporatiewe Suid-Afrika vir 'n sport wat oor die algemeen verkeerdelik as 'n klein sport gesien word, maar tog medaljes huis toe bring as dit kom by die Olimpiese spele en wêreldkampioenskappe? Ja, ek dink dis 'n baie belangrike punt. Ons is toe ons toegelaat is in die wêreldsport in 92 tot nou is ons die nommer 1 federasie. As jy nou kyk van Penny Heinze daar regdeur toe waar ons nou is. Die groot probleem is natuurlik, as jy wêreldwyd kyk, die groot sportliggaam is sokker, rugby en cricket, wat koöperatiewe aangeleenthede kry om hulle te borg. Ander sportsoorte deur die wêreld word geborg of befonds deur regering. En ek dink dis wat ontbreek in ons land. Okay, so as regeringslei toetree om federasies soos ons in atletiek te befonds, sal dit baie beter gaan. Maar nietemin, ons is baie gelukkig om Bombella Concession Maatskappy aan boord te hê met 'n 10 miljoen borg vir 'n jaar. FILA het vir ons vir die wêreldkampioenskappe alle kleding voorsien. So dit's lig aan die einde van die tunnel. So ons wil regtig 'n beroep doen op koöperatiewe Suid-Afrika. Swem sal nog vir 'n baie lang tyd die nommer 1 federasie in die land wees. En befondsing vir ons atlete is van kardinale belang. As ons dit belangrik ag as 'n sportnasie dat medaljes vir ons land belangrik is. Kom ons gaan na heel aan die ander kant van hierdie spektrum. As daar nou 'n mamma of 'n pappa is wat vanoggend vir jou sit en kyk hier op Goeiemôre Good Morning en hulle dink hulle seentjie of dogtertjie kan swem en daar is 'n kans dat hulle dit verder vorentoe kan vat. Wat stel jy vir hulle voor? Waar begin hulle en hoe kom hulle uiteindelik by hierdie elite program van julle uit as daar genoeg talent is? Ja, as 'n atleetjie talentvol is, begin dit gewoonlik by die skool. Ons het nou so oor die laaste 4 jaar
high performance akademies uitgerol op skoolvlak. Die Kuro groep was baie behulpsaam met dit en die ander groepe. En dit is belangrik dat mamma en pappa kontak maak met die afrigter by die skool. Die afrigter by die skool sal identifiseer tot watter vlak die seentjie of die dogtertjie talent het en daarna in 'n program inplaas wat natuurlik of die strokes bevorder of kompetisie soek vir die atleetjie. Dan, ek dink ons spring so op en af en ons kom nie by die middel van die spektrum uit nie, maar baie goed om te sien dat 'n ou strydos soos Chad le Clos weer vorm vat en in 'n nuwe dissipline. Maar waar is daar een of twee van die nuwer atlete wat ons miskien oor 'n paar jaar in Los Angeles sal sien, wat miskien in die eindstryde kan kom of selfs op die podium? Ja, ek nou net die statistiek gekyk, Arnold, en ons kan tot 25 atlete by die swemmers by Los Angeles het. As jy kyk na Jessica Thompson, Erin Gallagher, jy kyk na Rebecca Mida en daar's nog heel wat dames. Dames swem is eintlik sterker as mans swem. Maar as jy kyk na Chris Smith wat nou 'n medalje gekry het, Matthew Sates, Pieter Coetzee, daar is omtrent so 11 mans atlete wat ook kan kwalifiseer vir die Olimpiese spele. So all things being equal, gaan ons beste span ooit het in Los Angeles. Maar die groot ding vir ons is natuurlik, waar is ons juniors? As jy nou kyk na die laaste junior kampioenskap wat in Europa plaasgevind het, 1 goue medalje, maar al die swemmers wat daar was, het eintlik uitstekend gevaar. As jy kyk na ons ontleding na Singapore wêreldkampioenskappe, is oopwater swem, waterpolo het ons jongste span daar gehad. As ons al daai dissiplines in ons hoë prestasiestelsel kan hou, gaan ons baie goed doen. Meneer Fritz, altyd lekker om jou te sien, sterkte, en kom ons hoop dat die staat gekyk het na ons onderhoud in so 'n paar randjies julle kan toestoot, want is heel duidelik nodig. Ons hoop so. Baie dankie. So, na daai vinnige dippie in die swembad, moet ons jou vra om ingeskakel te bly, want net hierna volg daar 'n insiggewende gesprek rondom postnatale depressie. En dis nie altyd 'n ding wat ons ernstig genoeg vat nie. In elk geval, terwyl dit dan die geval is, wil ons hê jy moet net daar bly, want jy gaan dit alles hoor net hier op Goeiemôre, Good Morning.